Baie welkom by ons week van gebed. En ek glo dat ons hierdie week van gebed regtig naby die Here gaan kom. Dis my bedoeling dat in hierdie week van gebed ons het baie meer op 'n meditatiewe styl gaan doen. Stil, rustig, bietjie tyd gee vir oordeenking en beplanning. En dat ons net dink oor die teks wat ons lees, maar ook dit wat ons hoor. Ek wil ook graag nie hierdie week van gebed klomp lang preke gee nie. Alhoewel daar wel woordverkondiging sal wees, maar ek wil net met saam bietjie dink, soos oor die teksverse ding, dat ons maar saam praat, en ook hoor by mekaar, wat sê ons, leer by mekaar. En dit is belangrik. En dan aan die einde van elke aand sal ook in tyd wees vir gebed en gebede. So, hoop ek dat ons almal saam hierdie week van gebed sal leer maak. Die bedoeling, jy sal sien, ons het baie effens beligting, en daar is 'n rede daarvoor, dit gaan daaroor om die stil en die rustigheid in te bring, die fokus op die lig voor, die kers wat brand. Dis nou ongelukkig nog 'n bietjie half lig en die son sak bietjie laat, so ons gaan maar nog steeds lig hê wat van buite af inkom, maar die bedoeling is juis in Johan Lenema sê het daar genoeg lig gespeel kan daar anders dit ons weet dalk die buitenste van die kant van die ligte bokant sit. Maar die bedoeling is dat ons dit stilte gaan doen, dat ons dit rustig gaan doen, maar dat ons ook tyd gaan gee vir mekaar om 'n bietjie te dink oor die woord en oor die teksgedeeltes en vir onsself af te vra, maar wat beteken dit vir my as mens. So kom ons word stil vanaand met Psalm 27, waar die psalmskrywer sê, die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is die beskerming van my lewe. Vir wie sou ek vrees? Gemeente van Carleton wil die Here groet julle elkeen vanaand en hy skep aan julle sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Amen. Kom ons die eerste gedeelte wat ons vanaand saam lees is Jesaja 9 vers 2 en verder. Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in 'n donker land was, het 'n lig geskyn. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, en hy sal heers, en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou die reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Kom ons word net vir 'n oomblik stil voor ons verder gaan. Here, baie dankie dat ons geleentheid het, 'n week het, waar ons ook hierdie aanddienste kan hê. 'n Geleentheid waar ons net weer as gemeente kan kom stil word en stil staan en net weer ook onsself opnuut aan U kan toewy. En dis my gebed, Here, dat U vir ons deur hierdie week van gebed ook sal lei. Heilige Gees, dat U sal kom en dat U die ware prediker in ons elkeen se hart sal wees. U het nie alleen die woord geïnspireer nie, U het die skrywers daarvan geïnspireer. En U ook nou is nodig om weer die uitleg daarvan te laat verstaan, soos wat U dit wil hê dat ons moet verstaan. En daar is my gebed, Gees van God, dat U vanaand sal kom, en ook hierdie hele week, en dat U regtig sal kom en U self sal uitstort in ons harte.
dat U die woord sal uitstort in ons harte en dat U vir ons oorvloedig sal seën en sal leer oor dit wat U wil is vir ons elkeen. Ons bring aan U al die lof en die eer. Amen. Kom ons lees net weer daar die verse van Jesaja 9 vers 2 en verder. Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in 'n donker land was, het 'n lig geskyn. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou, die reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Kom ons word net vir so 'n oomblik stil, nadat jy sit. Lukas gaan net weer vir ons teruggaan na die eerste vers en so, ons elkeen het weer deurlees en bietjie daaroor dink, vir jouself afvra, maar wat beteken hierdie gedeelte? Wat wil Jesaja vir die volk Israel sê, maar ook wat wil Jesaja vandag vir jou en vir my sê hierdie woord? Kom ons word net vir 'n oomblik stil op jou eie en gaan dink diep. Vra die Gees dat hy ook vir jou vandag net hierdie woorde sal oopmaak, kom ons sluit. Prof. Ati Barnard in die kweekskool altyd gepraat van 'n pregnante stilte, 'n swanger stilte, so voordat baie dinge gebeur, is daar baie keer so stilte vir die storm. Kom ons praat 'n bietjie vanaand, nie net dat ek alleen praat, maar kom, wat lees jy in hierdie gedeelte raak vir jou? Wat staan vir jou uit in die gedeelte van Jesaja 9 van vers 2 tot 6. Wat tref jou in die woorde vandag? Ons het nie nodig om 'n redder te soek nie, ons weet reeds gered. Maar in die tweede gedeelte, en daarom is dit realiteit. Dit staan vas. Dan vraag jouself die vraag af vandag. As jy kyk na wat tans in die wêreld aangaan, hoe moet dit gelees word in vers 6? Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring, as hy die troon van Dawid sit. Hy moet sy koninkryk regeer, hy sal die koninkryk vestig en in stand hou die reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Kom die twee nie vir my by mekaar uit. As ek vanmiddag weer lees van 'n 65-jarige man wat weer aangeval is op 'n plaas wat ernstig aangerand is en daar weer saamgaan. As jy kyk soos die woord wat in die wêreld aangaan, van al sy fasette, is die vraag by my, die Here, die koninkryk gevestig in jou in stand, die reg en geregtigheid, maar nou af en vir altyd, maar smeek. So, is 'n baie belangrike vraag wat hy vra. In die eerste plek sê hy, ons weet ons het 'n redder. Ons weet ons het 'n verlosser. Hy het reeds gekom, Jesus Christus. Maar tog voel dit vir my as gelowige dikwels as ek kyk in die wêreld waarin ons leef,
gebeure rondom ons, gebeure in die nuus, of van dinge waarvan ons hoor, of hierdie eintlik die wêreldse gebeure, omdat dit weerspreek wat ons lees in sy woord. En ek dink dis 'n relevante vraag. Maar voor ek daarby gaan kom ons hoor eers by nog iemand twee van julle, wat tref jou en wat raak jou in die periode? Is 'n ware opmerking wat die Anna maar op die sien was met terugkom na onsself toe. Maar ons gaan nou redelijk verkeerd vinden. Ek gaan nou 'n paar keer met jou vra, want dit is baie relevant, maar ek het nie dit so 'n bietjie gesels oor. Deur omstandighede, jy kan nie deur omstandighede wat in die wêreld aangaan nie God sien nie. Jy kan hierdie hele geskiedenis neem. Daar's net een apostel wat Sarah gesterf het, al een van die meeste goed sterwe gekom, en so daar martelare gewees, en dit maak nie saak wat nie, as jy jou die hart van die Here gegee het, vir Jesus gegee het, moet jy verlos, en dit is reg. Ja, die Here sê ook, afhang jy die moeilike tyd, en die goeie tyd, as jy goed vas is, sal dit altyd die beskerm. Dus ek terugkom alles wat ons lees. Die oorlog tussen Amerika, Rusland en daai. Wat Putin altyd sê, hy gaan 'n einde aan die wêreld bring. Dan wil ek 'n groot draag kry. Dit sit nie om ons iets weg te kry. Ek kom nie maar te dryf met my op. Jy kan nie die wêreld as nie een persoon is ons Jesus Christus. Goed. Dink al wat julle sê is waar. Soos net jy net vir my weer kan terugblaai na vers 2 toe Lukas. Die gedeelte begin hierso met die volk wat in donkerte geleef het, duisternis. Daar's voortdurend in die Bybel hierdie spel tussen lig en duisternis. Die volk is eintlik veronderstel om in die lig te wees, want hulle is God se volk gewees. En tog het hulle 'n keuse gemaak om nie in die teenwoordigheid van die lig te leef nie, maar eintlik te doen wat die wêreld doen. Om te begin om die gode en die godsdienste wat die wêreld wat rondom hulle was, aan te haal. En daardie spel, as ek spel, maar daardie konflik wat daar bestaan in die wêreld tussen lig wat God is en duister wat Satan is en dit wat sonde in die wêreld gebring het, is daar voortdurend hierdie stryd. Paulus praat ook baie keer, is baie lief daarvoor as ek in Romeine gaan lees, vir al die boek Romeine, praat hy nogal van hierdie reeds en nog nie. Waar hy sê, ons is reeds gered, ons is reeds in die koninkryk van God, maar ons streef ook nog daarna. Dit het reeds gekom, maar dit moet ook nog kom in sy volle werklikheid. En ons leef op hierdie stadium as kerk van die Here in hierdie tussentyd, tussen die eerste koms van Jesus en die tweede koms van Jesus. Met die eerste koms van Jesus het hy die verlossing gebring en sy koninkryk daar geskep. Maar met sy hemelvaart het hy die kerk agtergelaat vir jou en vir my en vir ons as gelowiges om hierdie koninkryk van hom te vestig en uit te brei. Maar ons leef nog in hierdie gebroke wêreld. En as 'n mens dan na Openbaring toe gaan, dan sien jy dat daar al baie dinge moet gebeur in hierdie wêreld. Voordat Jesus die finale oorwinning bring, daar in Hoofstuk 19, 20, 21 van Openbaring, by sy wederkoms,
En dan sal daar 'n einde kom aan hierdie wêreld soos ons hom ken. So ons leef nog in hierdie wêreld waar ons weet Jesus het reeds gekom, hy is die vredevors, hy is die ewige koning, hy het vir jou en my vrede gebring, maar ons leef ook in 'n stikkende wêreld, waar die wêreld baie keer kies om in duisternis te leef. Net soos wat die volk Israel gekies het om in duisternis te leef. Om in duisternis te wees is 'n keuse. Jesus en God het reeds die lig gebring en Jesus is die lig. As 'n mens maar net verder lees in die eerste boek van Johannes, ons gaan nou 'n bietjie daarna weer ook kyk, het Jesus reeds gekom om die lig te bring. Maar lig moet aanvaar word. Lig moet jou eie gemaak word. Lig moet geleef word. En hoe nader jy aan die lig kom, soos ek het Sondag ook gesê, hoe nader jy aan die lig kom, hoe meer word die duisternis in jou eie lewe word uitgewys. Maar elkeen van ons moet kom by die punt waar ons sê, ek aanvaar God se lig in my lewe. En ek gaan toelaat dat God se lig in my lewe begin skyn. Dit is so maklik in 'n wêreld waarin ons leef om opgevang te word deur die valsheid. 'n week gelede of so is 'n vrou in Amerika doodgeskiet deur 'n federale agent. Die vraag wat hulle vra nou, hoekom was hierdie vrou 'n ma van 3 kinders in daardie posisie gewees? En baie van die mense wat daarna kyk en daar 'n verklaring gee, sê, maar sy het haarself in daardie posisie gesit. Sy het geglo, sy het die leuen wat verkondig is rondom immigrante en misdadigers wat gevang word en mense wat pedofiel is ensovoorts, het sy geglo dat hulle eintlik maar onskuldige mense is. En dat as eintlik die federale offisiere eintlik die demone in die saak was. En daarom het sy gegaan om hulle te verhinder om persone in hegtenis te neem wat eintlik uit die land moet gaan. En waar sy eintlik 'n offisier beomry met haar voertuig en hy geskiet het op haar en haar gedood het. Ons kies dus baie keer as mense om die valsheid te glo oor die waarheid. Jesus het vir ons die waarheid gebring. Hy het vir ons gesê, ek is die verlosser, ek is die lam van God. Ek is die een wat vir julle vrede gaan bring. En toch, 600 jaar later, kom daar 'n man met die naam van Mohammed en hy skep 'n hele nuwe godsdienst. Waar hy sê, nee, Jesus is maar net 'n profeet gewees. Die ware profeet, die laaste profeet wat kom, is Mohammed. En meer as 2 biljoen mense in die wêreld glo dit vandag. 'n leuen wat so oor en oor vertel word dat dit klink soos die waarheid. En ons glo dit. Nie ons per se nie, maar mense glo dit. Sonder om te gaan vra, maar wat is die werklikheid? Die duisternis is om ons, die leuen is om ons. Ek en jy het die reg om te gaan kies en ons maak die keuse tussen lig en duister. En ons moet onthou, ons leef op hierdie stadium in hierdie tussentoestand waar ons reeds, ek en jy wat as gelowiges dit aanvaar het, wat ons nou sal hoor as ons lees daar uit Lukas in vers 12 wat hy sê, aan almal wat glo en bely dat Jesus die Seun van God is, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Ek moet hierdie lig aanvaar. Ek moet bely dat Jesus waarlik Seun van God is. Ek moet bely dat hy koning van my lewe is. Ek moet hom koning van my lewe maak. Anders sal hy nooit koning van my lewe wees. En dan moet ons onthou, ons leef nog, en ek en jy moet nou die ligdraers word in die wêreld, waar Christus nie erken word nie. En as jy nou mooi daaroor dink, ons sit op hierdie stadium in hierdie gemeente van ons, waar ons gedryf word met hofsaake en omdat ons kerk sal uit hier aan 'n kerkgroep waarvan ons buurman nie baie hou nie.
en wat ons bedreigings moet sê, maar julle kan nie kerk hou wanneer julle kan kerk hou. Dit is te veel en die geraas is te hard en dit is te veel, so ek wil hierdie kerk niet ophou. En dit gaan meer word. Sondag was daar in Amerika in 'n kerkgebou ingestap, terwyl daar 'n erediens aan die gang was, en as hy ontwrig deur 'n klomp mense wat gerebelleer of opstand gekom het. En die hele erediens is ontwrig daardeur. Waar is die respek? Waar is die eerbied? Maar dit is ons keuse as mense, of ons Christus wil aanvaar, en of ons hierdie vrede, dat hy die vrede wat Christus in ons lewe wil bring, wil inbring, en of ons maar gaan ander leef in die duisternis. Laaste gedagte hier wat ek net wil noem, is hierdie vrede wat ons verstaan, is nie maar net die tyd waar daar nie geweld is nie. Die tyd waar daar net nie meer onrus is nie. Die tyd waar daar nie meer moord is nie. Maar hierdie vrede is die diepste, 'n innerlike vrede wat kom wanneer ek in die regte verhouding met God staan. So vrede is nie maar net die feit dat daar nie meer geweld is nie, nie meer moord is nie meer rowe is nie, ensovoort nie meer diefstal is nie. Maar die feit dat ek die vrede van God onthou, dat lig, om in die lig te leef, is nie net iets wat gebeur nie, dis eintlik 'n verhouding. Is om in die regte verhouding met God te wees. En as ek toelaat dat God se lig in my begin skyn, dan kry ek daar die innerlike vrede om te weet, maak nie saak wat my omstandighede is nie. Maak nie saak wat gebeur in die wêreld nie. Of ek verdruk word of nie verdruk word nie. Selfs al word ek vir die posisie gesit om te sê, kies vandag, ek gaan jou doodskiet, ek gaan jou doodmaak as jy nie bely dat daar 'n ander God is nie. As jy vandag bely dat daar 'n ander God is, en dat Jesus nie God is nie, en dat Jesus nie die Heer van die wêreld is nie, sal ek jou nie doodmaak nie. As jy my godsdienst aanvaar, sal ek jou nie doodmaak nie. En ek en jy sit taak voor daardie keuse, ook vandag elke dag in ons lewe om te sê, gaan ek leef, en gaan ek aanvaar, en gaan ek bely dat Jesus die ware lig is, en gaan ek deelneem aan die uitbreiding van die lig, of gaan ek vir myself hou? Ons staan vir daardie keuse. So ja, ons leef nog, en Ria is helemaal reg, ons leef baie keer nog, en dit is baie keer vir ons moeilik om die twee te vermeng en te sê, maar ek leef dan in 'n tyd waar Christus gekom het, en hy is die vredevors. Maar ek leef in 'n wêreld waar dit nie sigbaar is nie. En ons leef in hierdie wêreld, omdat die finale oorwinning nog moet kom, wanneer Jesus weer kom by sy tweede koms. Maar ons is die agente van die lig op hierdie stadium. Ek en jy, die wyse waarop ons leef, die wyse waarop ons optree teenoor ander mense, selfs al gebeur die slegte in ons lewe, dan moet ek en jy nog steeds die agente van lig wees, die lig in die wêreld te bring, om die vrede wat in my lewe is, aan ander mense te deel. En dis ons verantwoordelikheid as kerk van die Here. So, ek het nie vir jou antwoord nie, want dit gaan so wees. Maar die vrede nog steeds in my hart wees. Wat Charles het gesê, daai vrede is nie iets wat van die wêreld af verander word nie. As ek net aan die wêreld gaan kyk, ja, dan gaan in my hart ook vrede wees. Maar as ek opkyk na die Here, dan gaan ek die vrede van die Here in my lewe ervaar en beleef. En dis waarby ons moet kom. Ons moet by Jesus kom. Ons moet hom weer die lig en middelpunt van ons lewe maak. Ek wil graag die tweede gedeelte, Johannes 1, ook net lees. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense.
Die lig skyn in die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig, en hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hier is 'n ongelooflike belangrike gedeelte, en dit sluit nou al by wat ons nou gesê het. Johannes wil vir ons wys dat lig van die begin af daar was. Jy het ooit mooi gedink oor die Genesis verhaal, die skeping verhaal. Die heel eerste verse wat ons lees van die skepingsverhaal is dat God sê, laat daar lig wees. Op watter dag het hy die hemelliggame, die son, die maan en die sterre geskep? Kan jy onthou? As nou jy terug na die graad 1 kategese toe. Op die 4de dag het God eers die hemelliggame geskep. So dag 1 sê hy dat daar lig wees, daar is lig, en dan vind daar 2 dae van skeping plaas, en dan op die 3de dag, of die 4de dag, skep God eers die son, die maan en die sterre. Wat was die lig wat die Here gemaak het in dag 1? God self is die lig. Maar wat lees ons weer in Openbaring 19:20-21? Ons lees dat wanneer die nuwe hemel en die nuwe aarde kom, daar nie meer 'n son, maan en sterre gaan wees nie. Gaan lees weer Openbaring aan die einde. Hy sê daar gaan nie 'n son, maan en sterre meer wees om lig te gee in die nag en in die dag nie. Waarom nie? Want God gaan weer teenwoordig wees by ons. En ons gaan altyd in God se teenwoordigheid wees. En daarom gaan ons nie hemelligte en ander ligte nodig hê. Dit is interessant. En ons moet regtig oor hierdie goeders begin dink. Wat beteken dit dat God lig in jou en my lewe wil wees? Wat beteken dit as Johannes sê dat hy was daar om lig te bring? En later as hy praat van Johannes om te sê, hy was net daar om te getuig van die lig. Jesus het gekom om lig te bring, want hy is lig, hy is God self. En in sy teenwoordigheid bring hy vir ons lig, en hierdie lig is nie maar net 'n gebeurtenis wat in my lewe plaasvind, is nie maar net 'n kers wat ek aansteek nie. Dis om tot by die punt te kom en die besef te kom van wie Christus regtig is, van wie God regtig is, en die 3 persone, die Vader, Seun en die Heilige Gees binne die drie-eenheid van God. En wanneer ek regtig tot besef kom wie en wat Jesus en wie en wat God is, dan wil ek amper sê, dan word ek verlig. Dan word my denke verlig. Ek luister so ek terug na Dr. J. Smith, hy doen baie navorsing oor die Islam. En wat hy prompt uitsê, as moslims met hom praat, as hy sê, jou Jesus en my Jesus is nie dieselfde nie. Jou God Allah, my God Allah is nie dieselfde nie. Dit is nie. Want jou Jesus is 'n profeet. Jou Jesus het gesterf en hy het nie weer opgestaan uit die dood nie. My Jesus het gesterf aan die kruis vir die sonde van die mens, maar hy is opgewek uit die dood op die 3de dag en hy leef. En daarom bid ons nie dieselfde Jesus nie. Die Jesus wat hulle vir ons voorhou, en waar hulle so maklik met Christene praat en sê, maar ons glo in Jesus, is nie dieselfde Jesus nie. Sy God is 'n beperkte God. As jy vir 'n moslim vra, kan God in die hemel wees en terselfdertyd op die aarde wees? Dan sê hulle vir jou nee, want God kan nie 2 plekke op een slag wees nie. My God kan God wees van die wêreld en die skeping, en in 'n brandende braambos kan hy vir Moses ontmoet en hom sê, ek is wie ek is.
En vir Gideon by die pas kyk, kan hy ontmoet en vir hom sê, ek is. En so kan ons lees van God in die Bybel, wat in die hoë hemel kan wees, maar selfs ook in Exodus 40, die tempel kan bewoon, en sy teenwoordigheid so daar is, dat Moses en Aaron eers in die tempel of die tabernakel kan ingaan. My God is 'n drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Jou God is net Allah. En die naam Allah beteken eintlik net God. Hy is 'n naam. My naam van my God is Yahweh. Wat beteken ek is wat ek is. Daar's 'n groot verskil tussen my God en jou God, tussen my Jesus en jou Jesus. Ons aanbid nie dieselfde. En ons moet vir geen oomblik die leer van die wêreld glo dat ons dieselfde God aanbid nie. Vir te lank in Suid-Afrika was daar ook te veel teoloë wat gesê het, nee, ons kan maar saam op dieselfde verhoog bid. Ons kan maar vir moslims, vir die Islam, of vir alle aanbid, en ons kan maar die Hindoe al 3 miljoen plus van hulle aanbid, en ons kan Jesus aanbid op dieselfde tyd, want ons eintlik maar aanbid maar dieselfde God. Is dit wat my Bybel vir my leer? Is dit my Bybel vir my leer? My Bybel sê vir my net, dat daar een ware God is. Sy naam is Yahweh. Dat hy die enige God is, Vader, Seun en Heilige Gees, wat gekom het. En hoe weet ek dit? Gaan lees Markus 8. Gaan lees Johannes 1 verder, by die doop van Jesus. Dan sê die Vader, wat Jesus gedoop word, dit is my Seun, in wie ek 'n bewelbaarheid, en dan daal die Gees van God op hom neer in die vorm van 'n duif. Vader, Seun en Heilige Gees. Altyd. Waarom sê Jesus vir ons in Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels en doop hulle in die naam van wie? Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hoekom sal Jesus daar opdrag gee, as daar nie 'n drie-eenheid in God is nie? Dis my God. En ek weet dat my God nie dieselfde is as Allah nie. En dit is nie dieselfde as Vishnu en al die ander ouderlike gode wat die Hindus aanbid nie. En dit is nie dieselfde as Boeddha nie. My God is uniek. Hy het mens geword, hy het onder ons kom woon, hy het in ons plek gesterf, sodat ek en jy die lig kan sien. Dat Jesus waarlik God is. En dat hy vir ons gesterf het. Dit is die God wat ek kan bid. Dat nie vastgehou kan word in die dood, maar opgestaan en lewe. En ek vanavond vir jou vra, wie is jou God? Wie is die God wat jy aanbid? Glo jy soos ek en nie die God wat die Bybel vir ons voorhou? Ek wil my hart vanavond aanvaar dat dit so is. Dat ons as kerk nie anders as dit kan sê vanavond, en dat ons as gelowiges nie anders as dit kan bely vanavond. Maar dan is daar 'n opdrag vir ons elkeen. As Jesus in Matteus 5 vers 13 sê, julle is die sout vir die aarde, en julle is die lig vir die wêreld, dan beteken dit dat ons dit moet word. Ek en jy moet soos 'n maan wees, wat die lig van God weerkaats in die wêreld in, sodat daar ook in die nag, in die duisternis, 'n ligbron kan wees wat skyn, en dis ek en jy. Sodat ons selfs in 'n wêreld waar daar nog nie vrede is nie, die vrede van God kan bring in mense se lewens. En dis jou en my verantwoordelikheid. Ek en jy kan daarin deel. En daarom wil ek vanaand, terwyl ons hier is, voor ons van afsluitende gebede, wil ek vanaand 2 addisionele kerse aansteek. Juist as teken daarvan,
En elke aand gaan ek nog 2 kersse aansteek van die res van die week van gebed. Sodat hierdie lig al hoe helderder skyn. As 'n teken dat dit wat Jesus gedoen het nie alleen by hom gebly nie, maar het dit uitgekring. En ons kan eintlik nog 'n kring pak, en nog 'n kring, en nog 'n kring, en nog 'n kring. Want dit is wat ek en jy moet doen, om die lig uit te dra. Dis wat die Here vir ons vra. Amen. Kom ons word vanaand stil. En ek dink, ek hoor wat Rian gevra het, en ek beleef dit die laaste ek self baie in my eie lewe. Dat ons leef in 'n wêreld wat nie mekaar is. 'n Wêreld wat op sy kop gegooi is, waar 'n ja en nee word in my ja en jou ja heeltemal verskillende goeders kan beteken. Waar die waarheid is en die waarheid is 'n leuen beskou word. Dis die wêreld waarin ons leef. En ek wil vra dat kom ons word vanaand stil. En ons bid vir die wêreld. Ek weet dit is 'n baie begrip. Maar kom ons bid dat God sy lig deur mense in die wêreld sal laat skyn. En dat die Here ook vir my en vir jou sal gebruik om daardie lig uit te dra. Dat ek en jy deel sal wees van hierdie beweging om net weer lig te bring. Ons is 'n klein handjievol. Ons is 'n klein groepie mense vandag. Maar soos ek al so baie keer gesê het, as elkeen van ons bereid is om hierdie jaar net een mens se lewens te verlig, so aan te raak, dat hy ook die lig van God raak sien en bereid is om ander mense. As ons volgende jaar as ons week van gebed hou, is ons dubbel die getal wat ons nou is. En oor 3 jaar is ons, of 2 jaar is ons triple die getal. En oor 3 jaar is ons 4 keer die getal wat ons nou is. Oor 10 jaar sal ons hierdie kerk vol. Oor 15 jaar sal ons nog 'n kerk moet koop om ons kan insit. Maar dit is wat die Here vir ons vra. Die kerk wat Jesus 12 manne agtergelos het, toe hy opgevaar het na die hemel, het in 350 jaar so groot en so magtig geword, dat die magtige Romeinse ryk gesê het, hierdie kerk moet nou ook ons kerk word, hierdie godsdienst moet ook ons godsdienst word. In 350 jaar so. En 12 manne die wêreld verander. Kan 17 van ons ook Carletonville verander? Ja, ons kan. As ons toelaat dat die Here weer ons werk. Kom ons bid vanaand. Kom ons vra die Here om ook vir ons die lig te wees. Kom ons bid vir die wêreld en ek gaan tyd gee vir stil gebed. En as daar 1 of 2 van julle is wat wil voorgaan met 'n harde gebed, is julle welkom om dit ook te doen. En ek sal tyd gee en dan sal ek vir ons afsluit met gebed. Ons sê ons Vader, baie dankie Here dat ons weet dat ons die lig lewe nie in die donker dat ons nie ken dat ons nie meer in prys is die enigste. Help ons dan ook so dat ons dit vir altyd sal doen en dat ons nie een plek op sal lewe en die lig is die lig is die waarheid is gekom om ons van ons te sterf Here wat niemand ooit sal doen
en net die God wat regtig die God is, die skepper is. Daarom loof ek en prys ek U. Amen. Here, as ons stil word voor U hierdie aand, is dit met 'n diepe bewusheid dat U die lewende God is. Johannes skryf dat U lewe is en die lewe is lig. Die feit dat U lewe, die feit dat U bestaan en die feit dat U daar is vir ons, God is van liefde, beteken dat daar lig in ons lewe kan wees. En Here, soms word ons moedeloos as ons kyk na die gebeure rondom ons, ons hoor en ons lees van die geweld, die opstande en die onrus in mense se lewens. Dan wil dit lyk vir ons asof die vrede waarvan U praat en die vrede wat U ons gebring het, of dit nie gekom het nie. Maar Here, dit het. Ek en elkeen van ons wat vanaand hier is, kan getuig van die tye waar ons deur krisis gegaan in ons lewe. Die tye waar daar swaar tye en swaar gebeurtenisse is. Wat 'n vrede dikwels daar in ons hart is. En die wete dat U Here is, Here, dat U God is, dat U gekruisig is, gesterf het en opgestaan het, maar lewe. Die vrede is daar in die mense hart, omdat ek weet, my verhouding met U is reg. En maak nie saak wat met my gebeur in hierdie lewe vandag of môre of oormôre, of ek lewe en of ek dalk self sterf nie. Here, maar ek weet, daar is vrede in my hart. En wanneer my tyd kom en wanneer my dag kom, dan kan ek gaan met vrede. Paulus skryf daar in 2 Korintiërs 4 vers 7, dan sê hy, ons wat die skat in ons het, is maar klein potte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom van U. Here, dit is waar. Ons is breekbaar. Ons is uitgelewer aan siektes, aan die dood, aan seerkry, Here, aan verhoudings wat verbroken, aan so baie dinge, Here, maar toch diep in my hart, as ek U as die lig van my lewe aanvaar, en U bely as Here van my lewe, en in my lewende verhouding het U begin leef, dan kan daar vrede in my hart wees, selfs te midde van hierdie onstuimige wêreld, omdat ek vashou aan die koning van die koning en die Heer van die Here, aan die lewende God, die opgestaande Here. Dit maak die verskil. En my gebed is, Here, vanaand vir ons as gemeente, vir elkeen wat hierdie boodskap hoor, is dat ons ook waarlik die lig sal word. Dat ons lewens die teken van lig sal wees en dat die wêreld sal sien dat U die lig is in ons elkeen se lewe. Here, dat hulle oor hulle oë, hulle ore en hulle harte sal oopmaak, sodat U ook die lig sal word in hulle lewe. Dit bid ek in die naam van Jesus ons verlos. Amen. Kom ons ontvang vanaand die seën van die Here. Die Here sal voor jou uitgaan
en agter jou aankom. Die Here sal oor jou skyn met sy lig en jou met vrede vervul. Amen.